Ek wil vir jou op hierdie pragtige dag baie welkom sê. Dis my voorreg om vandag met jou te gesels, ek dink oor 'n baie aktuële onderwerp, naamlik beleef die Here God ons Vader ook emosies, soos wat ek en jy beleef. En ek gaan nie na 'n spesifieke teksgedeelte kyk nie, maar die boodskap aan die hand van 'n tematiese boodskap hanteer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblik eerlik met U kan wees, as ons sê, dat wanneer ons dikwels met die gebroke werklikheid gekonfronteer word, dan voel dit vir ons asof U baie ver, iewers daarbo in die hemel is, en nie regtig belangstel in wat met ons gebeur nie. En daarom wil ons bid, dat U in hierdie oggend deur die kragtige werking van U Heilige Gees, U hart aan ons sal openbaar, ook rondom hierdie saak. Mag U naam nou geheilig word, mag U koninkryk kom, en mag U wil geskied. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit gebeur partykeer dat ek en jy die ervaring het, dat die Here God iewers daar ver in die hemel, daarbo is, en dat hy nie regtig omgee wat met my en jou hier op aarde gebeur nie. En dit is veral wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer ons partykeer verpletter is en by 'n nulpunt in ons lewe kom, wat ons met hierdie worstelvraag gekonfronteer word. En as ons Psalm 10 lees, is dit vir my so pragtig. Die Engelse vertaling in vers 1 en 2 sê, "O Lord, why do you hide yourself? Why do you hide yourself in times of trouble?" Here, hoekom verberg U Uself vir ons, veral in 'n tyd van moeilikheid? En dan, so bietjie verder aan in daardie Psalm, dan antwoord die psalmdigter, dan sê hy, die Here God is die helper vir die vaderlose. En dit gebeur dat ons prentjie van ons hemelse Vader dikwels 'n skeefgetrekte prentjie is. En daarom wil ek saam met jou gaan kyk, maar wat is die Bybelse prentjie van God se Vaderhart? En die eerste punt wat ek wil maak, is dat die Bybel sê vir ons dat ons Vader is 'n verhoudingsgerigte Vader. Hy is nie maar iewers daar ver 'n koue krag in ons lewe met geen persoonlike verhouding en kontak met ons nie. Die Bybelse prentjie sê vir ons baie uitdruklik dat hy 'n verhoudingsgerigte Vader wil wees, wat omgee vir sy kinders. En ek dink in Psalm 34 vers 19, wat so pragtig sê, ek is naby diegene wat gebroke is van hart, en hulle wat versla is van gees. Ek lees vir julle Jesaja 43, seker een van die bekendste, maar tog mooiste tekste in die Here se woord. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Jy is my kosbaar. Vers 7. Elkeen wat na my naam genoem word. Elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het, is vir my kosbaar. Dan is daar ook nog 'n teks wat jy baie goed ken. Psalm 23 waar ek en jy bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy lei my na groen weivelde en bring my by waters waar daar vrede is. En dan hierdie woorde, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in U hande is ek veilig. Hierdie tekste sê vir my, almal
dieselfde ding wat eintlik die Ou Testament opsom en wat jy op jou hand kan onthou. Die Here is my herder. Die Here is by my. Daarom is dit baie duidelik uit hierdie gedeeltes uit, dat ons hemelse Vader nie emosieloos is nie. In Jesus se tyd het die Griekse kultuur 'n baie belangrike rol gespeel. En een van die hoofgroeperinge van die Griekse kultuur was genoem die Stoïsyne. En hulle het geglo dat 'n mens nie emosie mag toon nie. Want as jy emosie toon of te veel emosie toon, dan het hulle dit gesien as 'n swakheid. En ons sien dit dikwels vandag. Toe ek groot geraak het, ek dink vandag in 'n mindere mate, is daar vir seuns gesê, cowboys don't cry. So wanneer jy met jou fiets geval het en jou nerve afgeval het en gehuil het, dan is daar dikwels vinnig vir jou gesê, vee af die traantjies, want seentjies huil nie. En dit is iets van wat die Stoïsyne by die mense probeer tuisbring het. En dit bring my by die tweede baie belangrike punt. En dit is, dat Vader het sy hart vir ons kom wys, deur sy Seun, Jesus Christus. En nou wil ek jou neem na Hebreërs 1, daarvan af Hebreërs 1 vers 3, baie spesifiek. Daar staan, uit Jesus straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Op 'n ander plek sê die Johannes Evangelie, as julle, sê Jesus self, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Wie my nie gesien het nie, het nog nie die Vader gesien nie. Want Jesus is die ewebeeld van die Vader. Onthou, God is drie-enig en ons kan nie die Vader, die Seun en die Heilige Gees uit mekaar uittrek nie. Maar die Vader het besef dat ek en jy gaan nooit begrip hê vir die drie-enige God as hy nie sy Seun laat mens word om tussen ons te kom woon en deur dieselfde ervarings as ons te gaan hê. Daarom lees ek vir jou Johannes 11 vers 33 tot 38. Jo, dit is my so pragtige gedeelte, waar dit gaan oor Lazarus, Johannes 11, Lazarus wat dood is. En dan lees ek vir jou hierdie stukkie vers 33, toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet. Hy was aangedaan. Is dit 'n emosielose Vader? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk, Jesus het gehuil. Die Jode sê, toe kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol en toe sê Jesus, rol die klip weg. Wat 'n pragtige voorbeeld van Jesus wat weet dat hy vir Lazarus binne die volgende paar minute uit die graf uit gaan opwek en dat hy ten spyte daarvan saam voel en meegevoel het met die mense wat hartseer is en wat daar staan. Dan wil ek jou vat na Johannes 4 toe, daarvan na vers 1, waar Jesus en die Samaritaanse vrou by mekaar kom. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. En dan lees ons, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur. Jesus het in sy menslikheid
Onthou, hy was waarlik God, maar hy was waarlik mens, en in sy menslikheid het hy dieselfde emosies as ek en jy ervaar. Hy het ook moeg geword. Matteus 8 vers 23 lees ons 'n baie interessante gedeelte verder. As daar staan, toe Jesus die storm stil maak, Jesus het in die skei geklim, en wat het toe gebeur? Ek gaan sommer vir julle vertel. Toe lê hy agter in die bootjie en slaap, toe daar 'n ewige storm opkom, en die disippels was baie ontstel. Hoekom het Jesus geslaap? Omdat Jesus moeg was, en ook vaak geraak het, soos ek en jy. Dan kan ons gaan kyk na Markus 11, daar vanaf vers 15, waar Jesus die tempel reinig. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Ons ken die verhaal, en dit sê vir ons dat Jesus ook die emosie van kwaad beleef het. Lukas 4, daarvan na vers 1 tot 12 is die baie bekende gedeelte, waar die Here Jesus versoek word deur die Satan in die woestyn. En ons weet dat Satan 3 keer vir Jesus aangeval het, en Jesus het hom elke keer teruggeantwoord met die woord, totdat die Satan hom dan verlaat het. En hierdie gedeelte sê vir ons dat Jesus, net soos ek en jy, versoek word, of versoek is. As ons gaan kyk na 'n paar Ou Testamentiese tekste, dan sien ons in Genesis 6 vers 6, waar die Vader hartseer ervaar, nadat hy die mens gemaak het, en die mens ongehoorsaam was aan hom. En dan sê hy net na die sondeval, dat hy spyt is, dat hy die mens gemaak het, omdat hulle vir hom soveel hartseer veroorsaak. Exodus 32, wanneer die volk Israel 'n goue kalf maak, dan is die Here so verontwaardig en kwaad, soos wat ek en jy ook hierdie emosies beleef. Hosea 11 vers 8, dit vertel vir ons van Vader se innerlike worsteling met sy volk Israel, wat met hulle rug na hom toe leef. En dan sê hy, soos 'n moeder het ek jou gedra en vir jou geleer loop. En tog het jy jou rug op my gedraai. En dan sê die Here, hoe kan ek jou prys gee? Want my liefde vir jou brand te sterk. Exodus 34 vers 14 sien ons 'n baie interessante gedeelte, waar die Here God die emosie van jaloesie beleef. Ek is 'n jaloerse God, waar hy vir Moses die wet gegee het, wanneer hy nie vergelyk wil word met enige ander God of afgod in hierdie wêreld nie. Rigters 10 vers 16 sê vir ons dat God die Vader meegevoel gehad het met Israel se ellende. Lukas 22 vers 44. Dis my mooi gedeelte. Die Jesus in Getsemane. En daai gedeelte sê vir ons en ook Matteus 26, hoe dat Jesus met trane na die Here geroep het, in bloedsweet. En dan staan daar, die aand in Getsemane het hy beangs geword. En dink net wat hy moes daar ervaar het. En dit is presies dieselfde emosies wat ek en jy ervaar. En dan wil ek jou vat na die kruisigingsgedeelte toe. In die pragtige Johannes 19 vers 30, waar Jesus sy kruiswoorde uitspreek. En dan hang hy in die kruis en sy liggaam het nie meer vog binne-in nie. Hy's leeg gebloei na sy marteling. En dan is een van sy kruiswoorde, ek het dors. Daardie diepe fisiese en emosionele behoefte binne in hom. Dan aan sy kruis in Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê Jesus, my God, waarom het U my verlaat? Ja, seker een van die belangrikste swaarkry momente in Jesus se menslike lewe, waar hy eensaamheid
ongelooflike eensaamheid ervaar het. Dit was ook die tyd wat Jesus gewoond was om sy Vader in gebed te praat, en skielik is God net nie meer daar nie. En dit is waar ons in ons geloofsbelijdenis bely, hy het self die helse smart ervaar, die afwesigheid van God die Vader, en dan sy kruiswoord, wat hy ook in sê, dit is volbring. Dit is volbring, jou rekening is betaal, jou en my rekening is betaal. 'n God wat ons kon uitwis, maar wat kies om ons lief te hê en te vergewe en vry te spreek. Is dit dalk 'n emosielose God? Daarom kan ek en jy vandag net dankbaar wees teenoor hierdie Vader. Jesus, dat hy in sy godheid mens geraak het en al sy voorregte prys gegee het, om alles te kon deurmaak wat ek en jy deurmaak. En daarom, Hebreërs 4 is my so 'n pragtige teks. En ek lees dit vir jou, vers 14 tot 16. Terwyl ons dan nou so 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Daarom kan ons nou met vrymoedigheid na die genadetroon van die Vader toe gaan, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Sjoe, Psalm 103, vers 13 en 14 sê so pragtig, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. En dan hierdie woorde, hy weet waarvan ek en jy gemaak is, op grond van sy Seun, wat vlees geword het, en in ons plek hierdie harde werklikheid kom ervaar het. Hy weet waarvan ons gemaak is, en hy is Vader, hou in gedagte dat ek en jy net stof is. Ek wil graag dit toepas op ons daaglikse lewe. Vader nooi vir my en vir jou eerlik uit, om met ons diepste emosies, ons pyn, ons vrese, ons vreugdes en ons worstelvrae na hom toe te kom. Hy verstaan, want hy, ons Vader, weet wat dit beteken om deur sy Seun 'n gekruisigde timmerman te wees, wat dors geraak het, wat God verlate geraak het, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat sal wees nie. Wat gesê het, dit is volbring. Die stryd wat ek en jy nou stry, is klaar gewen aan die kruis van Golgotha, en toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, en ons vyand die Satan belaglik gemaak het. Ons dien dus nie 'n afsydige God nie, maar 'n persoonlike Vader, wat vir my en vir jou liefhet en 'n oop oor het vir ons diepste nood. Ons dien 'n verlosser, Jesus Christus, wat saam met ons kan huil, omdat hy alles deurgemaak het en nog soveel meer, en 'n Heilige Gees wat ons trooster is. Is dit nie wonderlik om 2026 te kan ingaan met so 'n betrokke Vader in my en jou lewe? Amen.